Julle, ons is nog steeds besig met ons reeks oor high score. Ons vergelyk die lewe van Elia met 'n speletjie. Ons kyk na al die maniere hoe Elia gewen het en wat ons kan leer van sy lewe af. Verlede week het ons gepraat oor 'n glitch wat plaasgevind het. Elia het die Baal-profete uitgedaag. Hulle het 'n beurt gekry om na hulle God toe te bid, sodat hulle God die offer aan die brand kan steek. Maar die afgod wat hulle aanbid het geglitch. Niks het gewerk nie. Dit maak nie saak hoeveel hulle gebid het, gesing het, gedans het, al die rituele wat hulle uitgevoer het, niks het gebeur nie, want hulle God was nie 'n lewende God nie. Toe dit Elia se beurt was om te bid, vra hy eers dat hulle die offer papnat sal maak. Hulle het 3 keer water oor die offer kom uitgooi, sodat die hele sloot om die offer naderhand papsop nat was. Ons almal weet dat goed wat nat is, brand nie maklik nie. Maar daarna het Elia gebid en God het 'n vuur gestuur wat nie net die offer gebrand het nie, maar die nat hout, selfs die klippe, die grond waar dit gestaan het en die water het opgedroog. Hierdeur het die mense geweet dat Elia se God die ware en enigste God is. Hulle het weggedraai van hulle sonde af en hulle het weer begin om die Here te aanbid. Vandag se les gaan oor energy restored. Wie van julle het al daardie term in julle speletjies gesien of gehoor? Ons weet wanneer ons dit sien, dan gebeur daar gewoonlik ietsie cools, nê? Ons mannetjie raak moeg of hy kan nie meer doen wat hy gedoen het nie. Ons vang gewoonlik iets in die speletjie en dan het ons weer energie om aan te gaan. In vandag se storie sien ons dat Elia se energie bietjie laag geraak het en dat hy ook energie nodig gehad het om voort te gaan. Vandag se storie kom uit 1 Konings 19 vanaf vers 1 tot 18 uit. In vandag se storie sien ons dat koning Ahab terug is. Hy vertel vir sy vrou Isebel dat Elia die heeltyd al sy planne opmors. Isebel word woedend kwaad daaroor en sy wil net graag vir Elia doodmaak. Elia word so bang dat hy weghardloop en hy gaan kruip weg in die wildernis. Ek lees vir julle uit 1 Konings 19 vanaf vers 3 tot 6. Elia het baie bang geword en vir sy lewe gevlug. Hy het na Beersheba, 'n dorp in Juda gegaan en sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het die woestyn 'n dagreis ver binne gegaan. Hy het toe onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy liewer maar moet sterf. Ek het nou genoeg gehad, Here, het hy gesê. Neem nou maar my lewe, want ek het niks beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en onder die besembos aan die slaap geraak. Maar 'n engel het hom wakker geskit en vir hom gesê, staan op en eet. Hy kyk op en daar sien hy by sy kop 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik vol water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Elia het na die wildernis toe gevlug want hy het geweet dat hy veilig daar sou wees. Hy het ook net 'n bietjie tyd nodig gehad om weer asem te skep. Hy was moeg en hy was uitgeput gewees. Hy het so baie goed gedoen as 'n profeet van God. Hy het so baie wonderwerke en amazing goed gesien en beleef. Maar nou was hy moeg en hy het net 'n bietjie rus nodig. Wie van julle was al ooit so moeg gewees dat jy gevoel het of jy 'n hele week kan slaap en dit sal nog steeds nie genoeg rus wees nie? Ek weet as ek so moeg is ek nie altyd myself nie. Ek is 'n bietjie misslik en ek is 'n bietjie kwaai. Ek dink nie soos ek moet dink nie. Ek is net nie die beste weergawe van myself nie. Dit is hoe Elia gevoel het. Toe hy so voel het hy na God toe uitgeroep en hy het gesê dat hy moeg is. Hy het vir die Here vertel hoe hy voel. Hy was nie bang gewees van wat God daarvan sal dink of dat God sal kwaad wees vir hom nie. God het daarna 'n engel na hom toe gestuur. Die engel het vir hom roosterkoeke en water gebring, kos en water gebring. God het vir hom gesorg, selfs deur hierdie moeilike tyd, sodat hy kan rus
en weer kan energie kry vir die volgende taak wat die Here vir hom graag wil gee om te doen. Vandag wil ek elkeen van julle herinner dat net soos wat Elia na God toe uitgeroep het in sy oomblik van nood en daar waar hy moeg was, net so kan ons ook na God toe uitroep wanneer ons moeg is, wanneer dit moeilik is, wanneer ons nie meer weet wat om te doen nie. God is so lief vir elkeen van ons. Hy wil en hy sal vir jou ook sorg in jou moeilike tye. Ons hoef nooit bang te wees om met God te praat nie. Hy wil graag hoor hoe jy voel en hy stel belang in elke klein dingetjie van jou lewe. Ek wil graag hê dat jy in hierdie week, wanneer jy bid, jou hele hartjie met hom moet deel, sodat hy jou ook kan help wanneer jy moeg en uitgeput is. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ek kan weet U luister wanneer ek bid en dat U altyd help wanneer ek U nodig het. Help my om te onthou dat ek met U oor enigiets kan praat. In Jesus se naam, amen.